Welkom by 'n kort inleidende gesprek oor sessie 20 van module 1, die wese van disippelskap. In hierdie sessie sluit ons aan by die vorige sessie waar ons gepraat het oor verwerping en waar dit gaan oor hoe kan ons werklik daarvan genesing kry. En dis opvallend hoe Jesus self mense nooit verwys na een of ander proses of terapie wat hulle moet ondergaan nie. Nee, hy nooi mense eerder uit na homself toe. Hy nooi mense uit om hom te volg, om in sy lig te wandel, om in hom te bly soos die wingerdloot in die wingerdstok bly, om homself as die lewende water te drink, om hom spreekwoordelik te eet as die lewende brood, die brood van die lewe, om hom te volg as die goeie herder. Jy kan hoor, al hierdie simbole wat Jesus gebruik, metafore, gaan daaroor dat hy mense in 'n verhouding innooi met homself. So Jesus stel nie 'n terapie voor nie. Hy nooi uit in 'n verhouding met hom as die lewende God. En hy doen dit omdat hy vol is van genade en waarheid. Dit is wie hy as persoon is. Nou luister mooi. Hy bied nie net vir ons genade aan as iets vir ons nie, wat ons kan ontvang nie. Nee, hy homself is genade. Hy is in homself genadig. Tog is hy ook waarheid. En daarom sal hy nooit 'n skynvrede of 'n gemaklike prosesie probeer, voorstel nie, wat 'n blinde oog het of nou maar verskonend is ten opsigte van sonde in jou lewe of onreg wat plaasvind nie. Nee, die waarheid staan vas. Jesus is heilig. Hy staan vir reg en waarheid, saam met die genade. Nou ek glo dat hierdie 'n verskriklike belangrike aspek van die hele reis van disippelskap is. Net om te verstaan dat dit nou alles daaroor gaan dat Jesus ons na homself toe uitnooi. Sodat ons kan leer wat dit is om verenig met hom te lewe. Dit gaan daaroor dat Jesus en God self verlang daarna om in 'n verhouding met ons te leef, intimiteit te beleef, gemeenskap te beleef, dat ons in gesprek, in kommunikasie sal wees. Nou dit is wat ons reg van die begin af gesê, dit is hoe hy ons geskep het. Hy het ons geskep om vir ons 'n God te wees, sodat ons vir hom gehoorsame kinders kan wees. En dit is waaroor dit gaan in disippelskap, oor hierdie God wees en kind wees. Dat ek sy kind is, wat van hom afhanklik is, van hom leer, na hom opsien, net in sy teenwoordigheid kan vertoef, sodat ek kan word soos wat hy is. Ek is 'n leerling van die groot leermeester. Dit is die hart van disippelskap. En deur so 'n verhouding, kom ons in aanraking met genade self, met lewe self, met wysheid, met genesing, met krag, met lig, met waarheid, met alles wat en wie Jesus is en God is. Kom ons in direkte, intieme aanraking daarmee. Nou, ek wil voorstel dat jy sommer dalk hierdie band bietjie stop hier en vir 'n tyd lank net nadink hieroor. Wat die omvang hiervan werklik vir jouself kan beteken en inhou. Dat jy die voorreg het, die moontlikheid het, om so 'n intieme gemeenskap met God self, wat lewe is, wat wysheid is, wat genesing is, wat inspirasie is, wat krag is, wat raadsman is, wat alles is wat ons nodig het, om so met hom te kan leef. Raak net stil en dink bietjie na daaroor, wie God regtig is, en hoe hy regtig is. Jy sien, ek glo in my hart, dat elke mens wat net so klein 'n bietjie insig daarin kry, al is dit net 'n stukkie wat jy daarvan verstaan, van wie God regtig is, en hoe hy regtig is, sal hom onweerstaanbaar vind.
sal dit nie meer kan regkry om sonder hom te leef nie, sal nie meer sonder hom wil leef nie. Dat hy dan word soos 'n groot magneet wat jou aantrek, wat jy net weet, maar ek kan nie sonder hom klaarkom nie. Ek wil nie sonder hom klaarkom nie. Ek wil naby hom wees. Sulke mense sal nie net sy uitnodiging hoor nie, maar sal ook daarop reageer en na hom toe draai met hulle hele hart. Hom begin volg met al hulle aandag. Na hom begin luister. Hulle sal bewus raak van sy teenwoordigheid en begin aandag gee aan dit waarmee God besig is. En as dit gebeur, luister nou mooi, as dit gebeur, dan het die proses van genesing alreeds begin. Waarvan jy ook al genesing nodig het, of wat jy ook al verlang na, die proses het alreeds begin om dit in jou lewe te bewerk. En ek is daarvan regtig oortuig, omdat ek dit self beleef het en in baie ander mense se lewens gesien gebeur het, dat niemand, maar niemand, werklik in God se teenwoordigheid kan kom en onveranderd wegstap nie. Dis net nie moontlik nie. Dis net soos wat dit met Jesus was. Niemand wat met Jesus in aanraking gekom het, met sy genade en sy waarheid in aanraking gekom het, kon onveranderd wegstap nie. Nou, om met hom in kontak te kom, bedoel ek dat jy regtig in sy teenwoordigheid sal inbeweeg en gemeenskap met hom sal hê. Nie net met hom praat nie, nie net Bybel lees nie, maar na hom luister, by hom vertoef, om met hom as persoon te ontmoet. Sien, jy kry mense wat sal sê, maar ek spandeer so baie tyd met die Here, maar ek verander net niks nie, daar gebeur net niks nie. Nou, ek wil eerlik sê, ek dink as iemand so iets sê, dan spandeer hulle nie regtig tyd met God nie. Hulle mag wel tyd met die Bybel spandeer, mag baie tyd spandeer om Bybel te lees en te bid, maar dan is dit baie keer meer 'n geval van hulle wat met die Bybel werk, maar min luister na hom. Dis nie tyd met God spandeer nie. Om tyd met God te spandeer is wanneer jy stil raak en toelaat dat God met jou werk, deur die woord, deur die Bybel, waar jy luisterend lees, oop en ontvanklik, met 'n afwagting, met die gedagte dat hy met jou sal werk. Dan werk die skrif transformerend in jou eie lewe, genesend, helend. Dit raak jou baie diep aan. Jy moet tyd neem om regtig oop te wees, om hom te ontmoet, en ook die vraag wat op jou hart is vir hom vra. En as jy natuurlik 'n vraag vir hom gevra het, nie maar sommer net weer aangaan nie, maar wag op 'n antwoord. Wag tot jy iets hoor. Nou, ek weet, ons het dit al vroeër gesê, maar ek herinner jou net daaraan. As ek praat van iets hoor, dan bedoel ek nie 'n stem wat met jou praat nie, maar die Gees laat daar dikwels net hierdie insig in jou gedagtes kom. Daar kom net 'n skielike, helder, duidelike gedagte na vore. Wat mens net weet, dit kom nie van my af nie. Daar kom 'n beter verstaan. Daar kom nuwe insig, nuwe begrip. En dit kom op so 'n manier dat dit met gesag kom, dat jy weet, dis nie maar sommer net nie, dit raak jou hier diep binne. Dit verander jou. Dit doen iets in jou gees. Dit werk genesend en helend. Maar hierdie genesende werk van God in ons lewens vind ook nie oornag plaas nie. Dis nie so dat God net 'n towerstaf hier oor ons waai en jy weet, ons is nou in sy teenwoordigheid en nou skielik word ek verander soos deur 'n feeprinses en nou sal dit altyd net goed gaan. Nee, dit vat tyd. Die genade en die waarheid werk oor tyd heen met ons. God is geduldig, die liefde is geduldig, sê in Korintiërs 13. God se liefde is geduldig. En ek glo daar's 'n rede daarvoor, dit is baie maar te doen met ons eie onwilligheid en onvermoë om te sien, dat dit maar 'n tydsame proses is. Dat ek maar mettertyd agterkom, nadat ek geleer het om in sy teenwoordigheid te kom, met hom tyd te spandeer. As ek op 'n dag terugkyk, besef maar, hier het daar al baie groei gekom, baie verandering gekom, baie insig gekom, dat hy vir my baie meer perspektief gegee het. Dat hy my vrygemaak het van baie dinge, en die meeste wat hy ons van vrymaak is maar van onsself.
En dat ek dan agterkom dat ek eintlik nie meer oor so baie onnodige dinge my vererg of kwaad word of ontsteld raak. En hoe meer jy hom toelaat om dit te doen deur intiem met hom te leef, hoe meer word ek dan losgemaak van my afhanklikheid van mense se goedkeuring en aanvaarding. Hoe minder is dit vir my belangrik dat mense my sal raak sien, of my sal onthou en my nie sal oorsien nie. Dit maak regtig nie saak vir 'n gesonde mens wat intiem met God saamleef. Al hierdie goedjies wat eintlik sulke kleinlike goedjies is wat mense so ontsteld kan raak. Dit val net weg. Dit maak nie meer saak nie. En sulke mense begin al hoe meer vervulde lewens lei. 'n Lewe met 'n diep bewussyn en erkenning en wete van God se teenwoordigheid in sy liefde en sy aanvaarding. En daarom word sulke mense eerder besorg oor ander en waar en hoe hulle God se liefde met ander kan deel. Hulle is nie meer so erg op soek na aandag en goedkeuring van ander nie. Dit is nie meer so belangrik nie, want hulle kry dit by God. Hulle word dus mense wat baie minder veel eisend is en baie meer vrygewig in hulle self. Daar is 'n groter gasvryheid, groter liefde, baie meer geduld met mense, baie minder veroordelend met ander en baie meer genaakbaar en ontvanklik. Baie meer geduldig ook met hulle eie en met ander se foute en tekortkominge. Dit is goed wat die Gees in ons werk terwyl ons in gemeenskap met God is. Dit is iets wat hy doen binne in ons, baie diep in ons. Dis 'n stuk helende, genesende werk wat net hy kan doen. Waarvoor ons daai intimiteit met hom nodig het. God het my gemaak op so 'n manier dat ek daardie gemeenskap met hom as bron ontsaglik nodig het. Ek het dit nodig vir my eie groei, my eie genesing, om los te kom van myself, om perspektief te kry, om lig te hê op my pad, om sy wysheid te ontvang, om vry te kom van al my eie ou goetertjies, sodat ek die groter perspektief, God se perspektief kan leer ken en raak sien. So dit gebeur nie by sulke mense omdat hulle hard probeer om so te wees nie, maar omdat die aanraking met God hulle verander, dat hulle so word. Ken jy dit al? Het jy dit al begin ervaar? Ek glo as jy op hierdie reis van disippelskap is en hierdie boekies werk en dit met oorgawe doen en toepas wat daar geskryf staan, sal jy dit al ervaar en sal jy al weet waarvan ek praat. En sal hierdie maar net vir jou nog 'n bemoediging wees om daarmee te volhard en daarmee aan te hou, sodat hy ook sy proses en sy werking in jou lewe kan voltooi tot op die dag van Jesus Christus, wat hy weer kom. Baie dankie dat jy weer saam geluister het.